Ek hoop dit gaan goed met elkeen en baie welkom weer eens by die boodskap en baie welkom by die kanaal ook. En as jy hou daarvan, asseblief deel dit met iemand, share dit met iemand en ja, wel, kom ons spring oor na die boodskap vandag. Nou ek wil 'n bietjie gesels met julle oor herfokus. En dit klink na 'n interessante topik of tema as ek dit so kan sê vir Desember. En 'n mens kon sê, my Andrew, hoekom los jy nie hierdie boodskap eerder vir Januarie nie, wanneer dit 'n nuwe jaar is en ons kop af met nuwe entoesiasme en al daai dinge. Maar ek wil juist nou praat oor hoekom nou so belangrik is. En so ons gaan 'n bietjie gesels oor herfokus, want soms jy weet, verloor ons 'n bietjie fokus, soms gaan ons 'n bietjie af in 'n dwaalspoor. Baie keer kan ons terugkyk na 'n jaar en ons is onseker oor waarheen ons op pad is. Ons voel ons het in 'n paar strikke getrap ensovoorts. En so ons kan 'n bietjie herfokus. En ons gaan toelaat dat die Here dit kom doen, want dit is hy wat dit kom doen. En ek het sommer 2 voorbeelde van fokus en dit is wanneer ons in 'n kamera van 'n lens baie keer wil ons die prentjie duidelik sien. En om dit reg te kry, moet ons die fokus reg kry, moet ons herfokus. Anderste is dit 'n blurry foto en kan ons nie die prentjie duidelik sien nie. Dieselfde met 'n raam. 'n Raam is nie daar om 'n prentjie in te blok nie, maar 'n raam is eerder om die prent uit te lig in 'n plek en so alles om die raam raak soort van weg. Dit verdwyn eintlik en die fokuspunt raak die prent. En so wil ons na ons lewe kyk. En kom sê, Here, kom en wys vir ons weer wat wil U hê moet ek kom doen? Ook vir 2026 om te sê, Here, waar wil U hê moet ek betrokke raak? Wat is U visie? Wat is U doel vir my lewe ook volgende jaar? En ek wil ook kom sê dat, soos ek al in vorige preke gesê het, ons kan altyd terugkyk na die jaar en leer uit ons lesse, maar mag ons nie daar bly nie. Mag ons nie kyk na die mislukkings en waar ons dalk foute gemaak het en daar bly en dink ons is 'n mislukking nie. Nee, jy het dalk geval 1 of 2 keer hierdie jaar, daar was moeilike tye hierdie jaar, maar ons sien uit na dit wat die Here vorentoe deur en in ons lewens wil kom doen. En ons gaan vanoggend spesifiek ook fokus by Elia. En Elia wat ons herfokus. En so ons gaan nou stil staan by daai gedeelte. Maar ek wil eerstens gaan na 'n paar skrifgedeeltes toe. En die eerste enetjie is daar uit Filippense 3 vers 13 tot 14 en julle kan saam met my na daai gedeeltes toe gaan. Nou hoor mooi wat sê dit hierso in Filippense 3 vers 13 tot 14. Dit sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. En so belangrik hierso dat Paulus kom sê, luister, ek doen een ding en dit is ek kyk vorentoe. Ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in na dit wat voor is. Want as ek gaan terugkyk en daar bly in my verlede, gaan ek nie maak dit wat God wil hê ek moet doen nie. Gaan ek nie vorentoe beweeg nie. Gaan ek nie die hemelse prys behaal nie. En so wil ek vir jou kom sê ook, weer eens, dat jy dalk op 'n moeilike jaar afgekom en jou jaar was taaf en daar was baie oomblikke wat blurry was in jou jaar. Maar die Here wil jou kom herfokus. En eerstens hoe ons dit gaan regkry is om te sê, Here, okay, ek vergeet dit wat agter my is. My mislukkings, my teleurstellings, dit wat ek nie uitgewerk het nie, dit wat ek gedink het moet so wees en nie so was nie. Ek vergeet dit en ek fokus nie op dit wat U wil kom doen in 2026. En ek wil nie eers net die jaar 2026 noem nie, ek wil sommer net begin deur nou, om te sê dat luister, nou moet ons los en vorentoe beweeg. So mag ons leer uit Paulus uit ook. Nou ek wil hê, julle moet saam met my gaan na Spreuke 4 toe. Nou Spreuke 4, dan sien ons ook 'n belangrike gedeelte daar, Spreuke 4 vanaf vers 25 en 26. En hoor mooi wat sê dit. Dit sê, hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af. Dan sal jy seker wees van elke tree. Belangrik hier wat die spreker hier kom sê, hy sê, luister, kyk vorentoe. Hou op agtertoe kyk en ons het al almal hierdie voorbeeld al gehoor van die triespieeltjie en 'n triespieeltjie is belangrik vir 'n kar om nou na agtertoe te kyk en soos ek sê in die lewe ook om iets te leer uit jou foute uit, maar ons kan nie daar bly nie. Ons moet vorentoe kyk
Anders dan gaan ons mis wat God vir ons wil hê. So, uit Spreuke leer ons ook dan, hou ons oë vooruit en kyk vorentoe. Psalm 119, net so 'n belangrike gedeelte, en dit praat hier van die woord. Dit sê hierso in Psalm 119 vers 105, U woord is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. Ek wil kom sê vandag, die woord van God is waar jy begin. Die woord van God is die plek waar jy jou pad gaan vind. Is waar God vir jou direksie gaan gee, rigting gaan gee, gaan wys waarheen jy moet gaan in jou alledaagse lewe, maar ook in jou roeping. Wanneer jy na God toe gaan, ken hy jou. En hy ken jou identiteit, hy ken jou blueprint, hy het jou gevorm, hy het jou gemaak, en hy gaan jou wys waar, hoe en wat. En so mag ons begin by die woord van God. Gaan dit weer lees, dit sê, U woord, hierdie Bybel, is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En so mag die woord ook in 2026, maar elke dag in jou lewe, daai lig op jou pad wees. Mag die Here vir jou wys wat vorentoe moet gebeur. Mag dit ons kom herfokus deur die woord, wanneer ons nie meer weet wat 'n kant toe nie. Wanneer ons moedeloos voel, neergedruk voel, mag ons na die woord van God toe gaan en mag hy ons herfokus. Mag hy ons so 'n bietjie weer instel op die hemelse, op die geestelike, op dit wat God in en deur ons wil kom doen. Nou ek wil hê laastens dat julle saam met my gaan na Kolossense 3 toe. Kolossense 3. Dit sê hierso in Kolossense 3 vers 2. Hoor mooi. Dit sê rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus verborge in God. En so belangrik vir jou en my om gefokus te bly, om vorentoe te kyk, om ons oë op die woord ook te hou ensovoorts, gaan ons gedagtes moet rig op dit wat bo is. Ek het eendag 'n oom vir my gehad wat vir my gesê het, hoor jy Andrew, moenie links of regs kyk wanneer dinge moeilik raak nie, kyk net op. Want wanneer jy opkyk, gaan jy dit maak. Maar wanneer jy links en regs kyk, gaan jy dit nie maak nie. En ek wil kom sê vir elkeen van julle wat deur 'n moeilike jaar is, omstandighede was taaf, dinge het nie uitgewerk vir jou nie, wil ek kom sê, moenie na dit kyk nie. Kyk op, kyk na die Here en hoor wat wil hy kom sê, hoor wat wil hy kom doen in en deur jou lewe hierdie jaar vorentoe, en mag ons weer eens kom herfokus. Mag ons kom sê, Here, maar kyk, as dinge dalk hier nie uitgewerk het nie, wil U my dalk nie na 'n ander rigting stuur nie. As hierdie goed wat ek gedoen het nie gewerk het nie, wil U iets dalk niets kom doen. En so moet ons konstant herfokus. So moet ons konstant vir die Here kom vra, Here, wat is U perfekte wil en U perfekte visie? Ons kan nie net jaar na jaar dit wat die vorige jaar gewerk het oorbring na volgende jaar en dink dit gaan werk nie. En ek wil dit kom sê. En ek weet, dis Einstein wat dit ook gesê het, wat gesê het, as jy aanhou met dieselfde patroon en jy verwag 'n ander uitkoms, dan is jy eintlik maar 'n dwaas. Ek dink hy het die regte woorde gebruik, you are a fool. En ek wil dit kom sê vandag, dat ons moet oorgaan na, Here, wat wil U nuut kom doen? Ons kan nie dieselfde goed oor en oor doen en verwag dinge moet verander nie. Ons moet by die Here uitkom en hy gaan ons herfokus. En hy gaan ons fokus weer instel, sodat ons presies weet wat, hoe en waar. Nou ek wil hê, julle moet saam met my gaan na 1 Konings toe, 1 Konings 19, en ons gaan daar kyk na Elia. Nou, dis so 'n kosbare gedeelte hierdie, en ons gaan 'n gedeelte lees, 1 Konings 19, ons gaan daai gedeelte lees tot en met vers 8, en dan ook nou vers 11 tot en met 13, en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor Elia, want ek dink Elia is vir ons 'n perfekte voorbeeld van iemand wat so 'n hoogtepunt bereik het, en net na sy hoogtepunt so 'n laagtepunt bereik het, en vanuit dit kom God, en God kom herfokus hom. So kom ons lees saam. Dit sê Elia vlug vir Jezebel in 1 Konings 19 vanaf vers 1. Agab het vir Jezebel vertel wat Elia alles gedoen het, en ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. En toe het Jezebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, hoor mooi, en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat.
Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn in gegaan en daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy en hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker en eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water wat hy geëet het en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou lank word. En dan verder ook hier in vers 11, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg Horeb voor my. Die Here, ek wil verbygaan. En skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En dan sê Elia, toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En so, hier kom praat God dan ook met hom in die fluisterende stem. En ons gaan nou gesels ook oor Elia wat hierdie hoogtepunt bereik het. En so belangrik dat, hoekom sê ek dit, voordat hy hierdie laagtepunt bereik het, het hy hoogtepunt bereik. Hy het hierdie Baal-profete eintlik as te ware uitgedaag, en julle ken die storie van die altare, en dan kom God en Elia en hulle wys dat die Here werklik is. Elia kom en hy daag hierdie profete uit en hy sê vir hulle, hoor hierso, julle sê nou Baal is julle God, maar ons dien die lewende God. En daar kom vuur uit die hemel uit met Elia se altaar word verskroei, dit word verbrand, en almal besef dat die Here is met Elia. En dan word daai valse profete en ouens doodgemaak, en dan sien ons dat Elia is eintlik op 'n hoogtepunt. Almal is in verwondering, almal is in awe, almal is in, wow, hierdie Elia is 'n werklike profeet, God bestaan, hierdie ou se God is die ultimate. En dan sien ons, net na dit, na hierdie hele proses, as gevolg van woorde van 'n mens, Jezebel, sien ons dat Elia totaal en al 'n laagtepunt bereik. As gevolg van die woorde van Jezebel, sien ons dat hy 'n laagtepunt bereik, deurdat hy is depressief, hy is angstig, hy voel neergedruk, hy is moedeloos, hy wil selfs nie meer leef nie, hy wens hy gaan dood. En dit kan met die beste van ons gebeur. Ek wil kom sê, dit het dalk al met jou gebeur en dit het al met my gebeur. Waar ons hoogtepunte bereik het in ons lewe en dan die laagste van laagste punte bereik het en ons is onseker. Dis soos weer eens daai fokus is blurry. Ons is soos, Here, hoekom is ons hier? Waarom is ons hier? Wat wil jy met ons kom doen? Want op hierdie stadium voel dit nie asof daar iets betekenis het nie. Dit voel nie asof my lewe rigting het nie. Dit voel nie asof ek 'n doel bereik nie. Dit voel net ek is hier om asem te haal en dis dit. Wil jy maar nie net my lewe kom neem nie. En baie van ons het al so gevoel. En Elia, wat 'n profeet was, 'n kragtige profeet van God, het ook so gevoel. En dan sien ons, God kom en hy herfokus vir Elia. God kom bestraf hom nie in hierdie proses waar hy moedeloos voel nie. God kom nie en breek hom af nie. Inteendeel, ons sien, God kom en God voed hom. Nommer 1. Ons sien ook dat God staan hom by. Ons sien ook dat God hom nie aanjaag nie, maar inteendeel, God laat toe dat Elia onder hierdie besembos slaap en rus. God laat die rus toe. En daarom wil ek vir jou kom sê, vir jou en my om te herfokus, het ek nou gesê, begin ons by die woord van God. En vanuit dit moet ons ook uit 'n rus operate. Ons moet uit 'n rus beweeg. God wil hê ons moet rustig raak voor hom. Ons sien dat God kom sê nie vir Elia, kom, jy moet vinnig maak, jy moet nog hier en daar en alles doen nie. Nee, hy laat toe dat hy rus. En in sy rustigheid kom voed hy hom, kom gee hom water, versterk hy hom, herstel hy hom. En so vir jou en my wat in 'n plek is dalk vir ons, dit voel dis alles blurry, ons is onseker oor ons toekoms, ons is onseker oor dit wat die Here nou vir ons wil kom doen, waar ons is, wat sy doel is, dan wil ek vir jou kom sê, begin 'n rus in hom. Raak rustig, kalmeer. Gaan lê net by die Here se voete en die Here gaan vir jou wys
Die Here gaan jou voed en versterk deur sy woord. En so is dit belangrik. Ek het hier neergesit, die voedsel is die woord en die water is die Heilige Gees. En deur hierdie voedsel wat jy eet van die woord en toelaat dat die Heilige Gees met jou hart kom werk, sal God jou versterk en herstel vir dit wat hy vorentoe deur jou wil kom doen. En so, nommer 1 is rus belangrik. Nommer 2 het ek hier gesê, vir ons om te herfokus, het ek hier gesê, God bring hom na 'n nuwe plek. Wanneer ons verder lees, dan sien ons dat God kom sê vir Elia, luister, ek wil hê jy moet opkom na die berg Horeb. En interessant, hierdie berg se naam is droë plek, droë berg of droogte. Interessant dat sy oorspronklike Hebreëse naam beteken eintlik droë plek. En so is interessant dat God kom en hy sê vir Elia, luister, in jou moedeloosheid, in jou neergedruktheid, wil ek hê jy moet opkom na 'n droë plek toe ook. 'n Plek waar jy eintlik honger en dors, 'n plek waar jy onseker is, 'n plek waar dit woestynagtig is, en daar gaan ek jou ontmoet. Ek wil kom sê, dis hierdie selfde berg Horeb, waar God ook vir Moses aanraak, na 40 jaar met die brandende bos, kom Moses op hierdie brandende bos aan, en God gee hom 'n roeping, en ons sien dit is ook by die berg Horeb, die plek van droogte. Ons sien ook, dis die plek waar God deur Moses praat en die rots aanraak, en hierdie rots gee dan water vir die volk. Julle kan dit gaan lees in Eksodus 17 vers 6, en in dit sien ons ook, dis die plek Horeb, 'n plek van droogte waar God water gee. En so wil ek vir jou en my kom sê vandag en bemoedig, dat baie keer wanneer ons op 'n blurry plek is, baie keer wanneer ons op 'n droë plek is dit juist daar waar God ons wil kom ontmoet. Is dit juist daar waar God weer identiteit kom herstel, roeping kom gee, rigting kom aanwys. Dis juist in daardie plek. God doen dit met Moses, God kom doen dit met Elia, en God wil dit kom doen met jou en my. So as jy hierdie jare en selfs nou in 'n droogte is in jou lewe, weet God wil jou aanraak. God wil met jou praat. God wil jou ontmoet en hy sal vir jou rigting gee vir vorentoe. Moenie twyfel in wie God is nie. Hy bring jou op hierdie plek juist sodat jy by sy voete kan rus, sodat jy kan oorgee en hy die werk kan begin doen. Verder het ek gesê, God praat ook nie in die vuur en in die aardbewing ensovoorts, maar God kom praat met Elia in die fluisterende stem. En God kom praat baie keer in die stilte. En daarom is dit belangrik vir jou en my om net stil te raak by die Here. Ek wil kom sê, baie van ons hou ons stilte tyd met die kinders in die agtergrond wat raas, worship musiek wat speel daar, en hier 'n preek op die TV, en ek wil kom sê, raak net stil. Niks teen een van daai goed nie, maar ek wil kom sê dat die Here wil kom hê, jy moet net stil raak by hom. Jy moet absoluut net oorgee en sê, Here, hier is ek. Kom en praat met my. Kom en wys vir my, wat moet ek doen? Waar wil jy my hê? Wat is volgende? En mag jy en ek nie deur die woorde van ander neergedruk word nie. Ek wil dit kom sê ook. Ons sien hier in Jezebel, dan sien ons dat haar woorde breek vir Elia af. Haar woorde maak hom bang en moedeloos en negatief. En dalk was daar mense hierdie jaar wat negatiewe goed oor jou uitgespreek het. Mense wat twyfel gesaai het in jou lewe. Mense wat gesê het, jy gaan nie, jy kan nie, jy sal nie, hoe jy al daai goedjies. En ek wil kom sê, dat mag jy jou woorde wat jy wil hoor in die woord van God kom vind. Mag dit jou versterk. Die woord van God kom sê vir ons, geloof kom deur die hoor van die prediking van God se woord. En so belangrik vir jou en my, wanneer ons geloof wil hê, bo daai mense sê goedjies, dan is dit nodig dat ek nie in die woord indruk en by die Here hoor, wat sê hy oor ons lewe en wat ons is en wie ons is. En so, laastens wil ek om afsluit om te sê, dat om te herfokus beteken eintlik 'n nuwe visie en 'n nuwe roeping. En ons sien dit, God kom doen dit met Elia, hy kom gee vir Elia nuwe rigting. Hy kom gee vir hom 'n nuwe doel. Hy kom gee vir hom nuwe perspektief. Ek het hier gesê, hy kom wys 'n nuwe plek aan, nuwe rigting. Hy kom gee 'n nuwe roeping en 'n opdrag, 'n nuwe doel, en dan laastens ook, hy kom verander Elia se siening. En as jy verder daai hoofstuk gaan lees, sien julle hoe God dan vir Elia sê, nou moet jy hierdie ou gaan salf as koning, en jy moet daai opdrag te doen wat ek vir jou gee. En so vanuit hierdie rus en moedeloosheid en droogte, kom gee God vir Elia 'n nuwe roeping en 'n nuwe rigting en 'n nuwe plek. En so wil ek jou kom bemoedig vandag.
waar ook al jy jouself mag bevind. God is saam met jou, daar het jou nie begewe en verlaat nie. Laat toe dat die Here in hierdie rustydperk, wanneer dit nou is in Desember ook, wanneer jy so 'n bietjie kan afskaal, maak seker jy kom by hom uit en jy rus in hom, sodat hy jou weer kan kom herstel, kom vernuwe, kom versterk vir 2026 wat voor lê. En weer die Here sal vir jou rigting aanwys. Hy sal presies vir jou wys wat om te doen. Moet jy nie twyfel in sy krag nie. Ek wil graag vir elkeen van julle bid, wat ook hierdie jaar 'n tawwe tyd gehad het, wat hierdie jaar 'n moeilike jaar gehad het. Ek weet vir myself was 2025 regtig 'n tawwe jaar, maar 'n goeie jaar in die Here. En ek wil vir jou kom bid, dat die Here jou sal bemoedig en sal versterk en kom herstel, vir 2026 ook, en dat jy duidelik sal hoor, wat jy behoort te doen. So Vader, ek kom bid vir elkeen vandag, wat na hierdie boodskap luister, vir elkeen wat dalk neergedruk is, wat soos 'n Elia moedeloos voel, Here, hulle wens hulle kon nie maar eerder sterf, hoekom lewe hulle nog, wat is hulle doel op aarde? Vader, ek kom bid vandag vir elkeen van hulle, ek kom bid Here dat U vir hulle sal rus gee, en Here in daai rus, dat U ook vir hulle duidelik sal wys wat hulle behoort te doen, waarheen hulle behoort te gaan. Vader, ek kom bid die Heilige Gees, kom en gee hulle openbaring van dit wat U op hulle hart het. Here, ek kom bid dat U vir hulle duidelik sal wys, en sodat hulle duidelik sal weet hoe, wat en waar. Vader, ek kom bid ook lig hulle gees. Vader, waar mense hulle dalk afgebreek het met woorde, waar hulle dalk seer gekry het, waar daar klomp teleurstellings was hierdie jare in hulle lewe, bid ek Vader, dat U hulle sal versterk, hulle gees sal lig, en hulle nuwe krag sal gee, vir die nuwe jaar wat voorlê, in die naam van Jesus Christus. Amen. Blessings vir elkeen van julle, en mag julle weet, soos Horeb 'n droë plek was, en jy dalk in 'n droogte is nou, is dit juist die plek van roeping, van herstel, van identiteit, en waar God nuwe dinge vir jou het. Blessings vir jou in Jesus naam.